al ooit gewonder hoe die nuwe hemel en die nuwe aarde gaan lyk? In Openbaring 21 vers 1 sê Johannes die volgende: Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. Ons weet dat na die 1000 jaar van vrede verby is, gaan hierdie hemel en hierdie aarde, soos ons dit vandag ken, vernietig word. En God gaan daarna 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde voortbring. Nou die Bybel gee nie vir ons baie inligting oor hierdie nuwe hemel en aarde nie, maar dit gee wel vir ons so 'n klein kykie van hoe die nuwe stad Jerusalem gaan lyk. Openbaring 21 vers 2 sê: Ek het ook die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien neerkom. Die nuwe Jerusalem was soos 'n bruid wat vir haar eggenoot mooi gemaak is. Nou elke keer as ek mense trou, hou ek altyd die bruidegom se gesig dop. As sy bruid by daardie paadjie afgestap kom, straal sy gesig van vreugde. Sommige van hierdie mans pik selfs 'n traantjie of twee. Hulle sal dit nooit herken nie, maar hulle doen. Ek dink so gaan ons in verwondering wees wanneer hierdie nuwe stad Jerusalem vanuit die hemel op die nuwe aarde neerdal. Hoor wat sê Openbaring 21 vers 16. Die stad is vierkantig uitgelê, sy lengte dieselfde as sy breedte. Hy het toe die stad met die meetstok gemeet, die lengte en die breedte en ook die hoogte daarvan is dieselfde, 12.000 stadia. Hierdie is onbeskryflik, amper ondenkbaar, want die Bybel beskryf hierdie nuwe stad wat gaan neerdal as 'n vierkantige kubus. En hierdie 12.000 stadia is gelyk aan 2400 kilometers. Met ander woorde, die nuwe Jerusalem gaan 2400 kilometers wyd wees, 2400 kilometer breed wees, en dis omtrent vanaf die Kaap tot en met Zimbabwe. Dit gaan enorm groot wees. Maar hier kom die amper ondenkbare gedeelte. Dit gaan ook 2400 kilometers hoog wees. Dit is vanaf ons aarde tot omtrent in die ruimte in. Maar onthou nou ook, ons gaan verheerlikte liggame hê. En ons gaan nie beperk wees deur gravitasie nie. Hoor wat sê 'n wetenskaplike Dr. Henry Morris. It should also be remembered that the new bodies of the resurrected saints will be like those of the angels, no longer limited by gravitational or electromagnetic forces as in the present. Thus it will be easy for the inhabitants to travel horizontally as well as vertically. Consequently, the streets of the city may well include vertical passageways as well as horizontal avenues. Dit is so moeilik om hierdie stad voor te stel, maar ons kan in geloof aanvaar dat dit heeltemal anders gaan wees as die stede waarin ons nou gewoond is. Gaan lees gerus die res van Openbaring 21. Dit praat van deure met massiewe parels, fondasies met kosbare edelgesteentes, geen meer son, want God gaan die lig wees, geen meer dood, geen meer hartseer, geen meer pyn. Liewe vrou, dit wat God vir jou en my voorberei, kan nie in woorde beskryf word nie. En is moeilik om hierdie nuwe stad in 'n mens se verbeelding te kan sien. Maar weet een ding, dit gaan asemrowend mooi wees. Ek hoop dat jy ook kan uitsien na hierdie wonderlike ewige toekoms. En ek wil tog vandag vir jou ernstig vra, is jy werklik wedergebore? Met ander woorde, jy het tot die besef gekom dat jy jouself nie van sonde kan red nie. Net Jesus kan dit doen. En jy aanvaar en glo in hom as die een wat vir jou aan 'n kruis gesterf het. Wil jy nie vandag hierdie lewensbelangrike keuse maak as jy dit nog nie gedoen het nie? Jy kan net eenvoudig jou oë toemaak en die volgende sê: Jesus, ek aanvaar en bely U as my verlosser. Ek bely my sondes. Dankie dat U bloed my skoon was. Amen. Jy sien, as jy hierdie keuse maak, wag daar vir jou 'n ewige toekoms wat nie vergelyk kan word met hierdie ou stikkende wêreld nie. Mag elke vrou op hierdie groep Jesus waarlik bely as haar persoonlike verlosser en mag ons elke week hom, ons Vader, net dieper en dieper leer ken.
tot ons weer gesels.